Zwaries. En ons wees gerustig, dankie. Ouers, wat 'n heerlike lenteoggend. Jy gaan met my saamstem. Hierdie seisoenswaai is net wonderlik. En 'n mens sien die hand van ons hemelse Vader net in ons skepping rondom ons. En hier sit ons vanoggend by mekaar by 'n baie mooi en ook pleksatige skoolopening. Ons kom deur 'n baie goeie week en ek sê vir jou dankie daarvoor. Maar kom ons sluit die week af, maar ons begin op die dag op die regte manier. Dis my so voorreg om oor te gee aan ons kultuurhoof wat vanmôre vir ons hierdie dag op die regte manier gaan kom begin. En ag, ons weet jy wat, is altyd so lekker om hierdie te sê, en ek wil dit vanmôre weer by die geleentheid sê. Juffrou Karin, staan by my asseblief. Juffrou Karin, julle weet dit, maar ek wil dit weer sê, was 'n skoolier hier en net soos julle van daar of so deurgesit op julle boutjies aan die ander kant uit. En ek onthou so goed, is een van ons beste soliste nog ooit. Nooit kon dink hierdie juffrou wat so hierdie skoolier gaan eendag ons kultuurhoof wees. En vandag is dan weer my voorreg om sommer na oor te gee as 'n kollega om te sê, ek luister graag dat dit hier op jou hart gelê het vanmôre met ons te deel. Gee graag oor in die dag. Goeiemôre Zwaries. Ek wil gou vir die Andrei vra om hier by te kan staan. Ek het 'n paar belangrike dinge om hom te vra. Jy is nou nie doopseun, so gee my gou die kans om by jou te hoor. Ja, Andrei, hy was nie voorberei op hierdie onderhoud nie. Hy het 'n minuut gelede hiervan uitgevind. Sê gou vir my, wat is die mooiste kompliment wat jy in jou hele lewe van enigiemand afgekry het? Ja man, trouwens baie komplimente nie, maar ek sal sê, as iemand vir sê ek het mooi oor. So, dis is 'n mooi kompliment. Wat is dit? Ja, hy het mooi oor. Girls, check it uit. Ja, hy het 'n meisie, moenie dit uitcheck nie. Okay, sorry vir julle. Nou wil ek vir jou volgende vraag vra. Dis bietjie hard, maar ek vertrou jou. Hy ken my gelukkig 'n bietjie. Wat is die slegste ding wat enigiemand al ooit vir jou gesê? En hoe het jy dit voel? En dit kan baie diep raak en goeders, maar as ek moet, slegs wat ons my as persoon gesê het, is dat ek too much is, sal ek sê. Want dan voel dit asof jy, hoe kan ek sê, as iemand sê irriterend of too much, en as het so sê, julle persoonlikheid, wil jy dan net toemaak en dit nie meer wys nie, ja. Dit gaat nie too much nie, dankie, kom ons geef op 'n ander kant. En vandag wil ek met jou gesels oor wat jy sê en oor hoe jy dit sê. Hierdie was nou sommer met ons hoofseun en hy is 'n fenomenale mens om te ken as jy hom nog nie ken nie. Maar ek dink as ons met elkeen van julle 'n onderhoud kon doen, ek wens daar was tyd gewees, dan het elkeen van ons 'n storie om te sê, yes, ek onthou altyd dit en dit wat iemand my gesê het, wat my fantasties laat voel het, en ek dra dit my hele lewe saam. Ongelukkig onthou ons ook altyd iewers ietsiekie wat iemand gesê het, wat ons baie sleg laat voel het. En ek praat vandag nie net met jou oor komplimente of slegte aanmerkings nie. Ek praat vandag met jou oor die algemeen, oor 'n taalgebruik. Om oor die Here te praat is altyd 'n gemaklike topik nie. Partykeer maak dit so 'n bietjie 'n mens ongemaklik. Want dan lei dit jou so 'n bietjie tot 'n introspeksie. En ek moet vir jou sê, ongelukkig loop 'n mens partykeer op 'n stoep en jy hoor 'n taal wat nie eintlik by is waar hy pas nie. Wie van julle het al dit gehoor? Kom ons wees gevra of ons 'n kondisie. Jy loop iewers en jy hoor, daar was jy. Maar jy kies nou om niks te sê nie en jy gaan maar aan met jou lewe. Jy sien, ek het eendag, een van die dinge wat ek onthou, toe ek in laerskool was, 900 jaar terug, toe het ek eendag die opening van 'n juffrou gehoor,
En hy het so gegaan. Ons 'n driehoek met skerppunte. Binne-in 'n sirkel, dink aan 'n hamsterwiel. En die driehoek, die hamsterwiel kry nie lekker gedraai nie, want die driehoek se punte is skerp, hy stop hom, hy vul die hele ding. Maar hoe meer iemand van buite af kom en hy bietjie draai, hoe stomper word die hoeke. En dan begin hy beweeg, en dan begin hy 'n klein bietjie vinniger beweeg, en dan begin hy 'n klein bietjie vinniger beweeg, en as dit aanhou, en jy keer dit nie, dan word daai driehoekse hoeke heeltemal rond. Dan is dit eintlik net 'n doellose vormpie daar in die hamsterwiel. En ongelukkig is dit hoe dit met ons beginsels baie keer gaan. Jy weet van kleins af, dat party dinge reg is om te sê, party dinge definitief nie reg is om te sê nie. Ek is byvoorbeeld verskriklik kwaai met my eie kinders daaroor. Het jy al 'n kleintjie gehoor wat 'n lelike taal praat? Ek praat van 'n graad 1 kind. Hoe sad is dit dat ons almal nou kan sê ja? Maar nou wil ek jou vra, hoe skokkend voel dit vir jou? Hoekom is dit vir jou gewoon, as ons mense ons eie ouderdom sien, wat 'n lelike taal praat? Dit kan jy vergewe en verbyloop, ignoreer. Maar wanneer dit 'n klein mensie is, dan is dit vir jou skokkend, en dan dink jy, sy ma leer om die manier nie. Het sy verstaan? Die Here het altyd gemaak, die Here het altyd lief. Die Here het vir hulle dieselfde Bybel gegee om te lees, daar's nie 'n aparte een nie. So vandag wil ek jou aandag 'n bietjie vestig op hoe jy praat, wat jy sê en hoe jy dit sê. Wat is die taal wat jy gebruik? Jakobus is een van Jesus se disippels gewees, hy was die visserman, een van die 2 visserman boeties wat Jesus se eerste disippels was. En hy skryf in Jakobus 3, 'n klein vuurtjie kan 'n groot brand aansteek. Die tong is ook 'n vuur, 'n wêreld vol ongeregtigheid, die deel van die liggaam wat die hele mens besmet. Dit wat jy sê, kan jou hele menswees beïnvloed. In Romeine 12 vers 2 sê Paulus vir ons, laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. En op 'n ander plek sê die Bybel vir ons, wees veral versigtig met wat in jou hart aangaan, want dit bepaal jou hele lewe. Wat sê jy en hoe sê jy dit? Want dit wat jy sê en hoe jy dit sê, bepaal jou hele lewe. En soos ons vanoggend gehoor het, het 'n invloed op ander mense se lewens. En in die oomblik van jou lewe waar jy dalk onseker is oor ietsie, en ietsie nie vir jou lekker voel nie, en jy moet 'n kans waag, dan onthou jy in jou agterkop daai stemmetjie wat sê, onthou jy al eendag toe iemand gesê het, ek's too much, dalk is ek too much, dalk hou mense nie van my nie, dalk moet ek eerder nie. En dis nie wat die Here van jou sê nie, want die Here sê vir jou, jy is geliefd, jy is na sy beeld geskape, that is not too much. En jy is gered as jy jou sondes bely. So vandag wil ek vir jou uitdaag, so vir die naweek en met die res van die kwartaal wat voorlê, dat ons onsself 'n bietjie gaan ondersoek doen, en dat ons vir onsself gaan sê, ons wil toelaat, dat die Here ons harte verander, deur ons denke te vernuwe, en dat ons bewus gaan wees van hoe ons praat en wat ons sê. Kom ons sluit geroep. Liewe Here, dankie dat U vir ons so ongelooflik lief is. Dankie dat U die vars nuwe oggend vir ons geskaap het, spesifiek vir dit wat U vandag vir ons beplan het. Ek bid, Here, dat U almal wat U is, se gesinne en se familie sal seën, spesifiek ook alles wat die naweek gaan gebeur. En Here, dankie dat U vir ons onvoorwaardelik lief is. Heilige Gees, ek bid dat U in elkeen se hart 'n oortuiging sal kom los van wat ons sê en hoe ons dit sê. En dat die woorde van ons mond nie net lippetaal sal wees, maar dat ons dit met ons dade sal opvolg om U te verheerlik, want dis hoekom ons geskape is. Mag U al die eer verdien
vir elke liewe positiewe ding wat in hierdie skool gebeur, want U is koning oor ons harte, oor ons lewens en oor ons skool. In Jesus se naam, amen. Ons sê baie dankie vir Juffrou Sabrine vir hierdie baie mooi opening vanoggend. Ek gee graag oor aan Janay Barlos wat ons gaan begin met 'n sang doen. Dankie Janay. Janay, baie dankie. Sal dit so maklik lyk. Wat 'n pragtige idee. Kom ons gee weer vir haar 'n lekker applaus. Wow.
Seuns en dogters, dis vanmôre vir my 'n baie groot voorreg om ook hier by ons te verwelkom. Meneer J.V. van der Merwe, ons beheerder van voorsitter. Julle ken almal vir oom J.V. En kom ons laat hom ook sommer net baie welkom voel deur vir hom 'n lekker applaus te gee. Ek moet jou net so vinnig 'n staaltjie vertel van oom J.V. Hy het tyd terug homself raak gesny. Nou is 'n bloed wat loop en gaan toe dokter toe en hulle moet nou probeer toewerk en hulle vat van die bloed en stuur dit weg vir toetse want daar's toe fout lyk dit vir hulle met die bloed. Want die bloed is toe nie rooi nie, daar is toe nou wit en blou ook by. En toe die uitslae uitkom te sê hulle maar hy is 'n volbloed swarrie. Daar's hy. Kom ons gee weer vir hom 'n lekker applaus. J.V., dankie vir jou ongelooflike loyaliteit teenoor die skool. En inderdaad, die bloed daar binne in jou is rooi, wit en blou. So wat is 'n mooi seremonie wat wag, maar ek gaan nou regtig met spoed gou deur 'n klompie goed gaan en ek begin by ons Wakapella groep wat gister vir die personeel opgetree het in die skoolsaal. En iewers gaan ek, dat ons sommer net lekker erkenning vir julle ook hier in die vierkant, maar op die stadium wil ek net sê, die hele koorsang kan nie beter wees nie, dit hoef nie beter te wees nie, want dit wat ons gister beleef het in die saal was net eenvoudig hemels. En vir julle baie dankie, sterkte ook vir julle optredes hierdie naweek, ons is baie trots op julle. Dan praat ons cricket, ons onder 15A en B cricketspanne wat deelgeneem het, onderskeidelik teen Hoërskool Centurion en Menlo Park, het ons gesorg vir groot oorwinnings. Ouens, ek het nou dit nie by my nie, maar dis hier by 300 lopies wat ons gewen het by elk van hierdie spanne. Kom ons gee vir hulle onder 15A en B spanne 'n lekker applaus. Wat is nou goed, dan as ons nou gaan kyk na die dag, dan het ons die Wakapella optredes, die Zwarimbas wat beoordeel word, die Centurion Kunstefees wat uitspeel, ons Bybelkunde kennis vasvra, en vir almal van ons leerders wat julle is van die Bybel vasvra, baie sterkte, ons is baie trots op julle, julle is met so 'n eel en pragtig geestelike aksie besig, sterkte ook daarmee vandag, die Zwarimba optrede vanaand, die Noordval rugby môre. Nou goed, ek gaan nou nie veel sê op hierdie oomblik daaroor nie, so ek is nou klaar by môre. Ons gaan nou 'n bietjie verder daaroor gesels. Dan die cricket môre, eerste span teen Hoërskool Centurion, die onder 15A, 17A en 19A skaakspanne wat hier is na die finaal toe. Vir julle ouens ook baie sterkte. Ek lees hier goed vinnig, maar ouens by elkeen van julle, daar's soveel aktiwiteite wat gebeur, is jou aktiwiteit belangrik en ons is trots op jou en ons wens jou net groot sterkte toe. Die Noordval landloop, al die atlete wat daar gaan deelneem, die Jukskei skole liga, dit gaan ongelooflik goed daar by die Jukskei, en vir ons Jukskei atlete baie sterkte. En dan die sagtebal môre ook, vir almal van julle, baie sterkte. Dis my sommer net lekker om te spog met een van ons leerders, ons onderhoofsien N.J. Duplessis, wat in die bekende skryfkompetisie skryf in Afrikaans deelgeneem het, en 10 van sy gedigte is in hierdie bundel gepubliseer. Ouens, jy droom daaroor dat jy een gediggie kan kry wat in hierdie bundel gepubliseer word, hy het 10 wat gepubliseer is in hierdie bundel. Kom ons gee vir N.J. 'n baie lekker applaus. Dis in my voorreg gehoor te gee aan mevrou Louise Stroebel, wat ook net vir 'n baie belangrike saak van met ons gesels. Mevrou Stroebel, dankie vir u. Môre julle.
Baie dankie julle. Ek moes was bietjie op die spot en julle weet ek hou nie van daai plekkie hier voor nie. So ek gaan gou vir julle vertel waaroor vandag gaan. Eerste plek wil ek nog net vir julle herinner, die 31ste Augustus, dan sluit ons kompetisie, die doppie kompetisie vir die klas wat die meeste doppies ingesamel het. Daai klas ontvang weer pizza. So ek vra asseblief julle nog so 'n week en 'n half om by my uit te kom met julle doppies. Dit lyk baie goed. Hierdie jaar se geld wat ons insamel, daarmee gaan nou die skool Sonites wat vir kindertjies werk wat gehoor gestremd is. So ons gaan een van die dae uitreik na hulle toe en die geld aan hulle oorhandig. So ons vra nou gou op hierdie laaste stukkie dat hulle net daai doppies kan inbring. Dan die doppie projek eindig nooit. Die kompetisie vir die pizza eindig Augustus, maar daai kompetisie eindig nooit. So solank jy in die hoërskool is, solank bring jy doppies na ons skool toe, asseblief. Goed. Dan die tweede dingetjie, e-waste. Julle weet almal wat is e-waste, al die elektroniese goedjies wat vir julle huis is wat nie meer werk nie, as jy ou keyboard het of verlengkoorde of enigiets, julle kan dit ook daar by my klas kom afgee. Daai geld gaan weer vir bedreigde spesies. Goed, dan is daar 'n paar kindertjies wat daai skilpaadjies gekoop het wat ons die geld vir die skilpaaie insamel. Asseblief julle ouers het betaal. Daar's nog 10 in my klas wat nog nie eens kom afhaal het nie. Jou ouers gaan dink ons gee nie die goed terug nie. Dit is jou verantwoordelikheid om dit by my te kom haal. Asseblief kom doen dit. Goed. Dan wil ek gou net sê, ons het deur die jaar het ons kompetisies wat ons aanbied en ons het 3 kunskompetisies wat die skool aanbied saam met die kunsdepartement, die ekoklub saam met die kunsdepartement. Die eerste ronde van beoordeling word deur die kunsdepartement behartig, dan stuur hulle die finales na ons toe. 'n buite beoordelaar kies dan jou omgewingsboodskap wat pas by jou plakkaat of wat ook al. So ek gaan gou nou daai kinders uitroep, jy gaan verras wees vandag, jy dalk nie eens geweet jou goed is ingeskryf vir die kompetisie nie. So as julle hier na vorentoe kom, gaan ons vir meneer Dion Slabbert vra of julle dit oorhandig. Vir daai kinders is baie goed wat vandag aangaan. Ek gaan julle vra as jy jou prys ontvang het om net hier voor vir wat te sit. As almal verdaag, dat ons net vinnig van jou 'n fotootjie kan neem. Jy is ook kosbaar en baie belangrik in hierdie ketting. So ek gaan gou die eerste kompetisie doen, was oor die wapenontwerp. Die wennertjie kom uit graad 9-7, Nilo Taljaard. So ek gou hier na vorentoe kan kom. Kan julle hier by meneer, terwyl sy uitkom, gaan ek vir die ander kinders ook uitroep. Die kledingstuk, dit is daai wat julle gemaak het uit herwinde klere. Julle, ek is so verras, ek sal daai klere dra. Goed, so die eerste plek kry ons vir Lisa Oukap, sy is in 8-2, en die tweede plek is sy is in 18 teen. Ek hoop ek spreek die naam reg uit, Sofie. Wat sê ek? Goed, hier kom hulle, die eerste twee, en dan die derde een. Hierdie was 'n verskriklike groot kompetisie gewees. Dit was in die graad 8, hulle moes 'n plakkaat, 'n omgewingsplakkaat ontwerp met 'n boodskap. Nou die derde plek was in 8-12, Heinrich Botha en hy het waterbesoedeling uitgedeel. Heinrich Botha, 8-12. Kyk, 8-12 lyk dit my koop vandag. In die tweede plek was weer 'n waterbesoedeling, Lea van Grene, 8-12. En ons wenplakkaat, ek wens ons kan hom geprint het op A5 grootte, dat almal dit kan sien. Dit gaan oor oseaanbesoedeling, graad 8-5, Lianka Erasmus. Julle gaan gou vorentoe kom. Baie dankie, onthou die doppies. Seuns en dogters, mevrou Stroebel is met 'n ongelooflike aksie hier besig. En ons wil vir haar sê, baie dankie vir haar voorloop met die ekoklub en dat
hulle so mooi kyk na die wêreld hier rondom my en jou, en ek en jy koop in. Kom ons maak seker dat ons ook invul by hulle pas. En daar waar jy in hierdie wêreld leef, ook op die ou einde seker maak, dat jy hierdie protokolle handhaaf. Mevrou Stubel, ons waardeer jou, meneer Slabber, baie dankie, kom ons gee dit vir hulle en hierdie deurders, 'n lekker aanloop. Nou ja, Swaris, ek gee oor aan die meesterbrein en stry of gly bemarking. Dankie. Hallo julle, ons gaan so 'n klein bietjie bemarking doen vir die meesterbrein en stry of gly. Ek het 3 KitKatsie en 3 vrae. Dit gaan 'n hele algemene kennistoets en as jy die vraag beantwoord, staan dit op. Wat is die land met die grootste oppervlakte? Staan op! Sorry, gee dit net om. Wat se dier se tong kan tot 50 cm lank word? Ja? Nee? Staan dit op en sê dit. Wat is Australië se hoofstad? Dis nie Sydney en dit is ook nie Perth nie. Nee, dis nie Brisbane nie. Dit is Canberra. En nou het ons die geleentheid vir die meesterbrein. Ek sal graag ons leerders beantwoord. Die wille honde, Stian, Ruben en die ander. Voor. Dit is meneer John Wright, die pragtige juffrou Annel en meneer Nel. Die tema vir die debat is onderwyser slimmer of ChatGPT? Dames en heren, ek het nou die verleentheid om hier voor 3 centjies te staan. En ek gaan nie baie van julle tyd mors nie. Nie eers Driekus weet wat ek weet nie. Groeit jou biceps. Pick your fight. Jy gaan nie dadelijk vir die alpha male nie. Julle kan nie leer nie, want julle kan nie lees nie. Ons kan nie aan julle slaan nie, want julle heel te makkelijk. As ons praat oor chat GPT, as jy wil chat, kryf jy jou maatjie vir 'n praatjie. Okay, nou meneer John Ryan, so, ons is voor ChatGPT wat slimmer as onderwysers. Nou wat is dit wat ek hoor by my inside sources, dat meneer van die eerste klas sê om ChatGPT te gebruik? Wat moet jy daar te sê? Ek sal eers myself verdedig en dan sal ek my argument maak. Die argument hier is wie slimmer onderwysers of ChatGPT. As die vraag is wie slimmer kinders of ChatGPT, dan is dit ChatGPT. In verband met onderwysers wat slimmer is as ChatGPT. ChatGPT is altyd net so slim soos die vraag wat jy vir hom vra. As jy jouself op 'n onintellektuele manier verwoord, gaan jy 'n onintellektuele antwoord kry.
En meeste moderne kinders weet nie om homself intellektueel te verwoord nie, so hulle gaan slegte antwoorde kry, terwyl onderwysers opgelei is om goeie antwoorde vir dom vrae te beantwoord. En dis hoekom onderwysers beter is as ChatGPT. Sê maar. Excuse meneer. Kan ek dit? Nog 'n rede hoekom onderwysers slimmer as ChatGPT is jy het internetopvangs nodig vir ChatGPT, jy het nie nodig vir 'n onderwyser nie. Okay, ek het 'n goeie vraag vir meneer. Meneer John, né? My meneer hoofsin sê vir my, ken meneer al die goedes op die internet so ChatGPT. Kom maar nou. Ek ken nie soveel soos ChatGPT nie, maar elke vraag wat 'n kind vir my kan vra, kan ek beantwoord. Terwyl as 'n kind vir ChatGPT vra, gaan hy spelfoute maak en dan gaan ChatGPT nie weet wat die kind vra nie. Okay, meneer Jai, dit is meneer nou, né? So, as ChatGPT nou nie slimmer as onderwyser is nie, hoekom word meneer se toetse opgestel deur ChatGPT? Want ChatGPT is altyd 'n goeie hulpmiddel om te gebruik. By the way, hier spreek ander onderwysers ook, hoor. So, as 'n verskil tussen intelligensie en kennis. ChatGPT het kennis, maar ons het intelligensie. Dan moet ons ook wat jy vir chat sê, jy moet hom nog steeds reguleer. Julle kan nie chat gebruik, hè? Okay, so ek dink meneer het gesê, jy kort, nee, maar dis ook al wat hy gesê het, is jy kort 'n goeie vraag om 'n goeie antwoord te kry op ChatGPT. Nou, hoe kan 'n mens net vir ChatGPT die probleem gee en vir hom vra om 'n goeie vraag op te stel vir ChatGPT te vra nie? So dit werk nog steeds, doen dit nie? Dink julle nie ons moet op hierdie stadium klaarmaak dat ons kan kwart voor 2 huis toe gaan nie? Wie dink ons seuns het gewen? Wie dink die onderwysers het gewen? Okay, ek dink ons seuns het gewen, maar dit is nie nie. Okay, dankie julle. Ek wil asseblief net julle sê, die meeste breiners het koers wat ons gaan doen. Die inskrywing sluit die 4de September en dit vind die 10de plaas. Jy kan 'n maksimum van 6 mense inskryf en dan ons tema vir die jaar is villains. So jy kan afdres as jou gunsteling Disney villain en dan kan jy dalk 'n prys wen, die beste span wen. Okay, dankie julle. Ja, sê, ouens. Waar is dit lekker? Hier is dit lekker. Ons sê dankie vir hierdie aksie. Nou, ouens, ons tyd het begin uitloop en ons het nou nog 'n belangrike seremonie en ek vra jou, kom ons wees vir 'n oomblik net lekker rustig. Môre het ons op Hoërskool Sparkop se bodem een van die grootste sportgeleenthede ooit in die geskiedenis van hierdie skool se bestaan van 43 jaar. As jy gedink het die Classic Clash was groot,
Hierdie is baie groter as die Classic Clash. Die Classic Clash is 'n kinderpiknik teen dit wat môre vir ons wag. En ek gaan binne 'n oomblik 'n oorgee aan meneer Filies Kutse, ons adjunkhoof en ook die hoof van sport wat verder die seremonie vir ons hier gaan lei. Maar van my kant wil ek vir jou sê en vra. Ons het jou môre nodig. As ons met die Classic Clash die paviljoen vol gesit het, dan was hy nog nie vol genoeg nie. En môre het ons elkeen van julle nodig. Môreoggend 9:00 speel ons onder 14 A's. En hulle het jou nodig in hierdie finaal. En dan 1:15, die laaste optrede van ons All-Star dansers. En 1:00, ons eerste rugbyspan wat opdra vir die grootste rugbywedstryd in die geskiedenis van hierdie skool nog op tuisbodem. Ons droom al 43 jaar hieroor. En dit gebeur môre. Jy gaan op die veld draf nie, maar ons het jou nodig. Maar in jou pragtige koningsblou uniform, en ouens, dankie hoe julle die afgelope tydperk hierdie hele reeks gedoen het. In julle uniform hier op te daag. En môre het ons elkeen, jy maak 'n verskil. Jy wat my nou hoor, jy maak 'n verskil môre deur op te dra. En dankie dat ons daai paviljoen gaan vol sit. Swaries, die media is hier, die wêreld kyk. En as ons aan die einde van daai wedstryd is die eindfluitie blaas, die skoollied gaan sing en die kameras is op ons gerig op daai paviljoen en die wêreld kyk, dan gaan Hoërskool Swartkop eendragtig saam staan en met groot trots hulle skoollied sing. En mag hierdie profetiese woorde wees wanneer ons dan die oorwinning gaan vier. Ek gee graag oor aan ons sporthoof, meneer Filies Kutse. Baie dankie. Baie dankie Dr. Strydom. Goeiemôre seuns en dogters. Ek is nie 'n chat GTP nie of chat GTI, seker nie. Ek is 'n TGIF, want dit is vandag Vrydag en dis ons dag. Seuns en dogters, ons het 'n paar veldslae hierdie jaar al oorleef. Classic Clash was 1 en môre het ons laaste veldslag. En so kom 'n klomp dinge tot die einde môre. En julle sal hoor wanneer ek die spanne roep, dan sal julle verstaan. Dis 'n opbou oor jare, dis 'n hoogtepunt en dit is baie spesiaal. Ons wil graag eer bring vandag aan die Vikings wat môre op daai veld gaan veg. Vir die onder 14s is dit die eerste keer wat hulle dit in hulle eerste jaar reg kry. En by ons seniors is dit die laaste keer vir meeste van hulle om op daai veld te kan gaan en hierdie droom van oor die 40 jaar te laat waar word. Ek vra vir julle om respek te toon vir hierdie seuns wat na vore geroep gaan word, dat ons môre gaan verteenwoordig, dat op die veld gaan wees vir daai veldslag en wat daai titel wil verower. Hulle harte uitspeel, die noodval skuld finaal hier by Fort Swartkop op ons eie veld. En ek roep graag na vore die afrigters van die onder 14 A-rugby-span, meneer Adam Barnard en meneer Werner Jordaan, soos julle hom ken, Eyster, wat ook 'n oud leerder van Hoërskool Swartkop was. En dan vra ek dat ons hooferegaste, meneer JV van der Merwe, na die tafel sal beweeg. Ons Viking Lady, juffrou Celine Badenhorst, en ons hoof Viking, Dr. Strydom. En wanneer ek die seuns se name uitroep, vra ek dat hulle dan deur die erewag sal stap en dan hulle sappie sal kry en
ons hulle daarna applaus sal gee en sterkte toewens vir môre se veldslag. Onder 14A rugby span. Ek roep na vore. A.J. Jacobs, Keegan Brown, Jaden Kilian, Dean Kannemeyer, Ryan Bester, die kaptein, Johannes Matlala, Jan Stewart, Skalk Grywe, A.J. Jafta, Roan Martens, ons onderkaptein, Alex Buys, Joshua de Tooy, Gio Esau, Martian Felix, Lesedi Ramalefani, Zian van der Merwe, Liam Wessels, Armand Verster, Devin de Bruin, Richard Hertz, Dian Diepenberg, J.D. Stein en Joshua van der Merwe. Aan hierdie onder 14 seuns, wat 'n voorreg dat julle in julle eerste jaar in die finaal kon speel. Mag julle julle beste gee. Mag julle as oorwinnaars uit die stryd tree en mag julle ons trots maak. Ons het baie sterkte aan ons onder 14 rugby span wat môre in die finaal van die plaas verseker beker speel en ons gee hulle 'n hartlike applaus daarvoor. Afskop 9 uur, ons vra vir julle asseblief, kom ondersteun, kom help hulle, en kom maak hulle droom waar word. Dan Zwaries, die trots oor 'n paar jaar, die laaste vir die meeste, ons eerste span, wat ons hierdie jaar trots gemaak het, wat uitsonderlike rugby gespeel het, uitsonderlike seuns, en môre in die hoofwedstryd, om hulle te staan teen Hoërskool Nelspruit, om te bepaal wie is die wenner. Ek roep graag na vore die afrigtingskorps, meneer David Gous, die hoofafrigter, meneer Eyster, die kondisioneerder, en meneer Dion Richardson, die spanbestuurder, na die tafel toe. Dan is dit my voorreg om die span na vore te roep, en ek begin met die kaptein, David van Jaarsveld, onderkaptein Wian Roux, die res van die Warriors, Matthew Smith, Regan Breevraat Blighnout, Ruben Harvey, Herman Potgieter, Jethro Leroux, Zander Heiser, Luan Weppener, Kyle Koopman, Tylen Baron, Waylen Papier, Stian Botha, Owen Dubery, Shaden Botha, Marco Herbs, Matthew Lewis, Johan Armstrong, Mika Allers, Richard Mudier, Dian de Plooy, Gerard Worry en A.J. Hendricks. Hierdie is die manne wat ons al trots gemaak het hierdie jaar, en ek vra vir julle, kom ons ondersteun hulle môre, kom ons dra hulle, en kom ons help hulle. Hierdie is ons eerste span, en ek gaan die eerste span vra om net hier te bly staan. Hierdie is ons eerste span wat môre in die hoofveldslag 1 uur teen Nelspruit gaan speel om te bepaal wie is die Noordval wenners.
Kom ons gee vir hulle 'n hartlike handeklap. Seuns en dogters, op die laaste van die laaste, dis die laaste dag van die week, ons is amper die einde van die maand, dis Vrydag. En dan is die seuns wat nog uitsonderlik presteer voor hulle laaste wedstryd. En ek vra vir julle om deel te neem, om deel te wees aan hierdie spesiale erkenning wat gegee gaan word aan enkele seuns vir die laaste keer in hulle skoolloopbaan. Ek vra vir meneer Jon Richardson om dit vir ons te behartig asseblief. Meneer Richardson. Môre seuns en dogters, soos alles tot 'n einde kom, is dit ook dan 'n kwessie van ons capping seremonie saam met die swaard is dan die laaste vir hierdie jaar. Ek roep na vore en julle ken die tradisie, 5 wedstryde vir die skool se eerste span en dis die laaste wat hy hierdie jaar kan kry, dis hy is ons nommer 99.99 met 'n nommer van 219 Owen Dubery. Ons sê vir Owen baie geluk. En dan seuns en dogters, soos dit die tradisie is, die swaard aksie word gedoen deur die huidige swaarddraer. En ek vra vir Karl Koopman om na vore te kom, mooi gedres in sy wit pakkie vandag. Karl is ons huidige swaarddraer, hy is die laaste een wat geswaard was, en ons eerste kandidaat vandag wat Karl vir ons gaan swaard is Ruben Harvey. Meneer Coetzee vervang of gee vir hom sy silwer tossel. As jy 20 wedstryde gespeel het, word jy geswaard en jy kry 'n silwer tossel. Ruben is dan van korte duur ons swaarddraer, want Ruben moet hierdie swaard oorgee aan ons volgende speler, wat dan ook sy 20 wedstryde gemaak het vir die jaar 2026. En dit is niemand anders nie as Wylen Papier. Wylen ontvang ook dan sy silwer tossel. En soos die tradisie is Wylen nou ons swaarddraer en hy sal dan volgende jaar deel wees van die eerste swaard aksie wat in die vierkant kan plaasvind. En dan seuns en dogters, sluit ons af met weer een van daai unieke mylpale wat behaal word. 30 wedstryde vir hoërskool Swartkop gespeel en hy ontvang die goue tossel Shaden Botha. Baie geluk, Shaden. Kom ons gee vir hierdie seuns 'n lekker applaus. Sterkte vanmorgen, mannen. Ons sê vir ons eerste span baie dankie. Julle is die eerste wat op die eerste span HK vandag gesien het en gehoor het. En ek gee oor aan
Juffrou Nadia, ons geesjuffrou, wat ietsie met julle gaan deel en julle ook gaan verdaag. Juffrou Nadia. Sy het nog allemaal. Hier is ons nou. 'n groter dag as Klasse Clash, soos julle by die hoof van meneer Philies gehoor het. Oukies, dit is baie opgewonde vanmôre. Ek en my span is hier so om gaan net vir 'n paar spelreëls vanmôre deur te gee en dan gaan ons 'n bietjie geesvang. Is julle reg vir geesvang? Ek kan so weer. Alright, oukies, ek wil net gaan weet julle vra dit is al vir julle deur gegee. Môre kom jy en jou netjieste toekomstige hoofseun. En jy netjies is worry, blou skoolklere. Oukies, baie dankie dat jy gaan optoog met trots. Ons gaan nou weer vir die tye deurstuur. As jy dalk hierdie jaar jou wiekie verloor het, ons verkoop nou wiekies by die Noodhulp huisie. Hier is hulle, julle onthou hulle. Matriek sal gaan nog 'n paar vir julle moet wees. So as jy 'n wiekie verloor het, môre kan jy nog 'n wiekie gaan koop by die matriekhuisie. Ag, die matriekhuisie. Hallo julle. Dat sien jy matriek so. Okay, en dan as jy license of jy moet fidget of jy moet jou hande stil hou, is daar vir ons klein balletjies te koop. Hulle is ook by die Noodhulp huisie môre te koop. Ek is nie seker van die pryse, maar bring maar jou ma se bankkaart saam, okay? Alright. Ons vat geen kontantie, bring 'n kaart saam asseblief. Alright, en dan oukies, nou julle het die tye gehoor. Die onder 14s, hardloop 9 uur uit, ons gaan hulle ondersteun almal op die paviljoen. Dan 1:15, nee, 1:30, sit jy op die paviljoen. Oukies, ons gaan soos verlede week wil ons graag, as jy vir die paviljoen kyk, die regterkant van die paviljoen gaan ons aftaken vir zwaries. Ons wil graag almal by mekaar sit. En ons wil net die skoliere met by mekaar sit. Die ouers en die ou zwaries gaan aan die een kant sit en al die zwaries gaan by mekaar sit. Hoekom? Want daai klomp graad 10s vir my wat Saterdag fees gevang het, ouens wors, julle was die beste. Hoor kom manne wat sit geskreeu Saterdag. Hulle en die bekend in die All-Stars kan nie wag om saam met die hele skoolgeeste van die spanne te ondersteun. So ons sit op die paviljoen, kyk uit waar ons sit en ons sit al saam as 'n skool. Alright, en dan wil ek jou vra, ouens, dis 'n groot dag vir klomp spanne. En ons gaan ons gedra. Sou daar 'n bietjie woorde gewissel word of iemand raak 'n bietjie krapperig, dan sê ons dit vir hulle, my chom, jy's okay. Alright, ons gaan ons gedra, soos zwaries, ons gaan nie goed skree en terugskree op die paviljoen nie. Baie dankie daarvoor. Alright, dan wil ek net gaan namens myself en die juffrou Anel en die All-Stars vir die onder 14 sê, ons sien baie uit na julle game. En ons sien baie uit na die pad wat ons saam met julle gaan stap. Ek is baie sterk, ons gaan daar wees vir julle môre. Ons is baie trots en ons sien uit na wat julle vir ons gaan bring in die toekoms. En dan vir ons eerste span die manne, soos net vir die sê, vir baie van julle is die laaste ene. Julle is ons trots. Dankie dat ons saam met julle op die veld kon wees. Dankie vir dit wat julle vir die skool gedoen en gebring het. Namens myself en die span wil ek het graag op julle met 'n Bybelversie lees. Dis Filippense 4:13 sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. En ouens, julle gaan nie net 15 spelers op 'n veld wees en julle is een span. Julle gaan saam veg, ons veg saam, ons staan saam met mekaar en ons gaan saam met julle ons alles ook gee. Ons het net nie meer as dit om te sê nie. Ons is so trots op julle en maak nie saak wat in elk geval gebeur nie. Môre maak ons geskiedenis en ons staan agter julle. Baie dankie vir 'n ongelooflike jaar vir julle en julle afrigters. Ons sê gou vir hulle laaste lekker hande klap. Right. Is julle reg om 'n bietjie gees te vang? Ja! Maar kom ons staan op. Ons regent is reg, julle is reg. Die woordjie is reg. Kom ons almal kyk na die dansie. Ja, julle kan almal asseblief gaan my inhaal.
Hallo, kan ons allemaal alsjeblieft gaan inhaal? Okay. Okay, julle, ons gaan nou lekker feestvang. Ons wil julle hoor, ons dra die op na die onder 14s en die eerste span om ons ondersteuning vir hulle te wys en dat ons daar gaan wees die naweek. Is julle reg? You talk a lot and nonsense with your mouth. When things going down, we go south. There's a lady, her name's Felicia. She's very hot. Where she's You talk a lot and nonsense with your mouth. When things going down, we go south. There's a lady, her name's Felicia. She's very hot. Where she's Alright, let's start this. And this chain, I'ma take that to the grave. Death was here, now he's sleeping out the gate. Found my target, now I'm loading up the arrow.
Pull away, turn me to a superhero. Pull away, turn me to a superhero. I'm the same. I'ma take that to the grave. I was ripping up the game. I'm talking long, loading up Voor ons afsluit, die 3 leden van die Eco-club en moeten alsjeblieft net voor ons door en dan kan die vlagtop aan elkaar kom terug. Dus jullie lachen voor die laatste keer. Luister. Sorry.